4 vers 6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak aan alles julle begeertes deur gebed, smeking en met danksegging aan God bekend. Dis God se strategie. Wat ook al jou moeilikheid, jou pyn, jou drama, jou krisis, jou versoek, jou lus, jou wat ook al, hier is die ding, bid. Nou kom Jesus, Matteus 21 vers 22, en hy sê, alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang, as julle glo. Nou, Johannes 14 vers 14, as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Is dit vir jou so? Johannes 16 vers 24, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Vra en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ask and you will receive. So wat is jou ervaring hiervan? Vra en vir jou sal gegee word. Werk het vir jou. Hallo, het werk vir jou. So nou en dan. Ek is so as die fout by God, hy is foutloos, so dit kan nie hy wees nie. So of ons verstaan dit nie reg nie, of die fout lê by ons. Ek net vanoggend vir jou ietsie neersit wat betref gebed en die resultaat daarvan. Goed. Hier is die ding. God hoor elke woord wat jy bid. Elke enkele ding wat jy bid, wat jy vra, hoor Vader. Hy hoor dit. Maar het ons half hierdie idee van, ja, hy hoor dit, maar hy is nie veel geplan nie. En van die goed gee hy, en van het gee hy nie, en van het wil hy, en van het wil hy nie. En meerendeels bid ons naderhand, maar net uit gewoonteheid. Ons hoop daar iets gebeur, ons skiet so uit die heup uit met al geweer, en hoop iewers tref een of ander dingetjie. En toch kom Jesus en hy sê hierdie ding, hy sê, luister, as jy vir my vra, dan gaan ek dit doen. So waar is die probleem? Hoekom werk hierdie ding so snaaks? Hier is dit dan Jesus, in die tyd van Getsemane, hy sê 3 binnekringpelle by hom, Jakobus, Petrus en Johannes, hulle raak aan die slaap, terwyl hy vir hulle vra, kerels, ondersteun my, hy is die een kant en hy bid. Dis nou waar, dit soveel so is, dat sy sweet word soos bloeddruppels. Ek het nog nooit so gebid nie. Ek het nog nooit eens gesweet, dat ek gebid dat ek sweet, as ek nou raak bid. Dan staan hier, kom nou, Hebreërs 5 vers 7, gedurende sy aardse lewe, het hy, dis nou Jesus, aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. Sy gebede is verhoor. Sy gebede is verhoor, vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Sy gebede is verhoor. Hy sê vir die disciples, hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Hierdie was nie 'n grapie nie, hierdie was ernstig. Want die kruis kom, en hy bid en hy sê, Vader, as dit kan, laat die ding net by my verby, as dit kan, laat dit by my verby gaan. Hebreërs 5 vers 7 sê, hy is gehoor en gekruisig. So, hoe werk dit nou? As jy gaan lees Lukas, dan sê hy daar in sy weergawe hiervan, sê hy, Vader het die engel gestuur om te kom versterk. Wat beteken hy het gehoor? Vader het gehoor. Hy het 'n ander plan gehad. Hy het 'n ander plan gehad. God het dalk vir jou 'n ander plan. Dit wat jy bid en vra en smeek, die Here hoor jou. Hoor mooi. Elke ding wat jy bid, hoor hy. En hy reageer daar. Die vraag is, vertrou jy hom genoeg? Vertrou jy hom blindelings?
Na hy opgestaan het, disciples, Petrus, en hy's, ek dink 6 ander makkers, is by mekaar, hy sê, Tjak, ek gaan vis vang. Hulle sê, ja, kom ons gaan, en hulle gaan vang vis. Dwars deur die nag, vang niks. Die oggend staan Jesus op die strand, hy sê vir hulle, kerels, het julle iets? Hulle sê, hulle niks gevang nie, hy sê, gooi die net aan die kant uit, hulle gooi die net aan die kant uit. Hulle vang 153 visse, met 1 slag. Petrus, hy sê, hey, dit is die Here daar, hy trek sy boekleed aan, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, hy spring in die water en hy swem na die Here toe. Volgende lees ons, dat Petrus sleep die net, tot op die strand, 153 vis die net skeer nie, bo-natuurlike ingrype van Vader, ook wat die net betref, hy skeer. En dan is daar die bekende gedeeltetjie waar Jesus vir hom vra, Petrus, het jy my lief? Hy sê, Here, ek het jy lief. Hy sê, Petrus, het jy my lief? Hy sê, Here, ek het jy lief. Petrus, het jy my lief? Hy's naam, hy's hartseer, hy sê, Here, jy weet ek het jy lief. Hy sê, kwaai, okay, laat my skape wei, daar julle bedryf nie. Dan kom Jesus met die volgende, hy sê vir hom, Johannes 21 vers 18, toe jy jonger was, het jy self jou klere vastgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Nou goed, hierdie ding het niks te doen met oud word nie. Ontspan, die van julle? Dit is nie van oud, dis nie die Here wat sê jy gaan oud en gedaan word. Nee, glad nie. Jy word oud en gedaan as jy dit kies. As jy van jou kant af jou kant bring en jy oefen en jy spring op en jy gaan te kere en jy doen push-ups en jy staat-jumps en wat, dan gaan jy nie oud word nie. Ja, wel, jy gaan oud word, maar jy gaan mooi oud word. Wat hy wel hier gebeur, is die volgende. Vers 19, dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood, Petrus, God se vrede. Nou, ja, dis nou iets om uit te sien, hè? As die Here met jou praat, as jy luister, daar kan 'n dag kom, wat dit met jou gaan gebeur. En ons weet, Petrus is toe nou onderste bo gekruisig. Dink jy, hy het vorentoe gedink aan hierdie woorde en gebid en gesê, Here, as jy help my, ek is vir die ding. Waarskynlik. Maar dit het gebeur. So was gebedsveroring. Sê vir jou, die Here is God en hy kan maak wat hy wil. Die ding is, ek as kind van Vader moet vertrou. Hy weet die beste vir my. Hy weet die beste. Is jy bereid om te vertrou of verstaan jy nie? Hy weet die beste vir jou. En ek voel het vir ons, maar ja, ek bid en dit gebeur nie soos ek wil hê. Die probleem is, ons bid normaalweg met 'n voorstel in ons gedagtes. Ons kom nie met 'n versoek, ons kom met 'n voorstel. Here, hierdie ding met jou Vader, hier moet iets gebeur, maak asseblief so. Hy is God, hy maak wat hy wil. Maar hy hoor jou. Elke gebed wat jy bid, hoor hy. En dan kom daar 'n ander dimensie by. Elisa, hier is die Sunamitiese vrou, blykbaar nogals hoog op antie gewees, met 'n ou man getroud. Sy hou van Elisa en sy nooi hom om kom eet hier by ons. En naderhand kom eet hy gereeld daar. Sy sê van man, kom ons bou vir hom 'n B&B hier agter. Hy moet sommer sy ding kan doen enige tyd as hy kom en dit gebeur. En op 'n stadium sê Elisa vir Gehasie, sy diensknegt, sê gaan roep hy wil en sy kom, hy sê luister, jy gaan swanger word. Jy gaan 'n seun hê. Sy sê nee, moenie vir my nou vals hoop gee nie. Maar sy word swanger en hierdie kind word gebore. En dan 'n paar jaar later is hierdie kind saam met sy pa buite in die lande en skielik kry hy hoofpyn en pa gryp hom hardloop na die ma toe, sit hom op haar skoot en later die dag is die kind dood in haar arms. Hierdie is nie lekker nie. Sy sit hom op sy bed neer. Sy sê van man, bring vir my 'n donkie en 'n slaaf en hulle sal die ding in sy fort na Elisa toe, sy gaan roep hom. Sy kom daar, sy sê ek het jou gesê, jy moet my vals hoop gee nie. Sy sê man, ontspan. Hy sê vir Gehasie, vat my staf in jou hardloop
Jy praat met iemand in die hol en jy gaan sit in die staf op sy gesig. Gehasie is al weg. Die vrou sê, Elisa, ek loop nie, ek gedink sonder jou nie. Hy is op, hy kom daar, die kind is nog dood, en dan is daar 'n stukkie waar Elisa in die kamer ingaan, hy gaan lê op hom, en hy staan weer op, en die kind begin warm word, en dan nie sy 7 keer, en hy word lewendig. Nou goed, hierdie is nou gaaf, nee, maar kyk nou, wat gebeur vorentoe? Daar kom nou hongersnood, hy waarsku hierdie meisie, hy sê van, luister, hier kom hongersnood, gaan iewers heen, en sy gaan bly vir 7 jaar in die land van die Filistyne. Nou lees nou, 2 Konings 8 vers 3, aan die einde van die 7 jaar het sy die land van die Filistyne teruggekeer. Sy het na die koning toe gegaan om by hom te pleit vir haar huis en haar grond. Nou jy verstaan, 'n vrou in daai tyd het geen regte nie. Hulle beteken niks wat die reg betref. So haar kans om haar grond, haar eiendom terug te kry is bitter min. Sy het geen regte. Sy besluit al wat sy kan doen is sy kan vir die koning gaan vra of hy nie kan plan maak. En uit daar van die saak dink ek wat sy met Elisa te doen het sy gebid en gevra, Here wat nou? En sy gaan na die koning toe. Nou kyk hier. Vers 4. Die koning was besig om te gesels met Gehasie, die slaaf van die man van God. Hy het gevra, vertel my 'n bietjie van al die groot dinge wat Elisa gedoen het. Terwyl hy vir die koning vertel van die dooie vir wie Elisa in die lewe teruggebring het, kom die vrou wie se seun lewendig geword het, juis by die koning pleit vir haar huis en grond. Die Here organise dinge. Sy het gebid. Hierdie is nie toevallig nie. Sy kom daaraan, juis toe Gehasie vertel van hierdie wonderwerk wat deur Elisa gebeur het. Gehasie sê toe, Majesteit, dis die ene, dit is die vrou hierdie, dis haar seun vir wie Elisa in die lewe teruggebring het. Nee, hoe toevallig kan dit nou wees? En as jy gaan lees aan vers 6, die koning sê, gee haar alles terug wat aan haar behoort, ook die volle opbrengs van die grond, vanaf die dag dat sy land verlaat het tot nou. Hierdie goed werk het vir uit. Die Here het 'n plan gemaak. Dit werk vir haar net fantasties uit. Gaan reël dinge. En hier is waar ons dit maklik mis. Hoor nou, die Here hoor elke ding wat jy vra van. Maar hy stuur en rig en verander dinge op sy manier. En as ons kan agterkom wat die Here doen, en ons kan inval by sy plan, dan gaan ons die dinge sien gebeur. So sy bid, sy het geloof met aksie. Jakobus sê geloof sonder aksie beteken niks nie. So sy doen iets, daar's deel van ons probleem. Ons bid en ons het die ding wat ons voor die Here neersit en dan sit ons terug en ons wag hierdie ding wat nou gebeur. Nee. Die Here gaan normaalweg vir jou een of ander plan gee. Sê doen so, maak hierdie daai ding. En eers as jy dit doen, dan gaan dit gebeur. Dit gaan die dinge reeds in plek. Dwars deur die Bybel sien jy dit. En Josef word as slaaf verkoop en hy land by Farao en op die ouend na die hele bedryf sê hy, maar ja, die Here het hierdie goed gestuur en gerig, sodat dit kan gebeur wat hy wil hê. Is jy bereid om in te val by die Here se plan vir jou lewe? In elke area. Dit gebeur. Niks in jou lewe is toevallig. Niks in jou lewe is toevallig. Niks in my lewe is toevallig. Daar's keuses, jy moet keuses maak, jy moet dit wat gebeur, kan onderskei en kan hoor en kan vra en kan sien, wat is die Here se plan? En as jy inval, dan gebeur dit. Omdat die Here jou lief het. Hy nou is skouer by plan, maandelang, sien, hy is nie lekker nie. Ek kan nie die koppie uit die kas uithaal nie, ek moet hierdie aanvang. Ek het allerhande goed gedoen, en ek gebid, en ek het vir die manne, die biskop, baie klomp dominisse van my, as ek daar kom, ons bid, hulle bid, maar ja, ek is na 'n dokter toe, ek sê vir my, ja, hierdie is, ek moet 'n operasie kry, ek moet, bring my so naar, hier moet nou ietsie gebeur. Ek sê, man, nie so sissie wees nie, doen oefeninge en gaan drink 'n paar pille. En ek doen dit, en ek begin oefeningkies doen, en rakkies en dinge en
80-85% daar. Hier is die ding. Jy kan of toelaat dat die omstandighede jou oorheers, of jy kan iets daaraan doen. Dit is in jou hande. Das altyd, die Here gaan altyd vir die beter oplossing. En dis wat jy wil hê. Maar dit gaan jou kos. Jy gaan iets moet doen. Jy kan nie net passief sit nie. Iets van jou kant af moet gebeur. Maar ek is nie sy slaaf nie. Ek is nie sy slaaf nie. Ek is sy baas. So elke oggend doen ek my oefeningetjies. Want ek heers oor hom. Hy heers nie oor my nie. En dit geld so vir elke ding in jou lewe. Niks gebeur toevallig in jou lewe nie. 1982 het ons koshuis, ons mans koshuis gejoel met 'n dames koshuis by Tikkies. Ek het vir ons gaan reël om te sleep met 'n anneks van 'n dames koshuis. Toe ek daar kom, toe is hierdie meisie met wie ek moet reël, ligblou sweetpak aan. Sy soen groete ou op die stoep van die anneks. Ek is onmiddellik kwaad, ek vry haar af en ek trou met haar. Niks gebeur toevallig in jou lewe nie. Niks gebeur toevallig nie. Jy is of 'n oorwinnaar, of jy is 'n slagoffer. Die Here hoor elke ding wat jy bid. Kom ek gee vir julle, hier is 'n lekker gedeelte in die Bybel. Biljam, Balak die koning, sê Biljam, kom, vervloek Israel. Biljam sê, "Sja, dit hang af van die prys, maar hy is op pad." En dan is die hele storie, en dan sê hy, nee, ek kan nie gaan nie, met die Here hou nie daarvan nie, en so gaan het nou aan naderhand overroel hy die Here, en hy sê, maar ek dink ek moet gaan, en hy is op sy donkie, en nou gaan hy. As jy die storie vat, nou in Numeri 22, vers 22, God het kwaad geword toe Biljam gaan. Die engel van die Here het vir Biljam in die pad voorgestaan om te keer. Nou, kan jy net die prentjie in jou kop? Hy gaan hom besluit te vervloek. Die Here is kwaad daarvoor vir Biljam. En hy stuur 'n engel om voor hom te gaan staan. Biljam het op sy donkie gery en 2 van sy amptenare was by hom. Toe die donkie die enkel van die Here in die pad sien staan, met ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai en die veld ingeloop. Toe Biljam die donkie slaan om hom in die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in 'n smal pad tussen 2 wingerde met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie die engel van die Here gewaar, skuur die donkie teen die muur langs en druk Biljam se voet daarteen vas. Ja, nou is Biljam suur vir hierdie ding. Slaan hom te weer. Nee, hy is nie tevrede. Toe gaan die engel van die Here verder, gaan staan in 'n nou plek waar dan nie kans was om na enige kant toe uit te draai nie. Dat is die kans. Die donkie het die engel van die Here gesien, het onder Biljam gaan lê. Biljam het so kwaad geword dat hy die donkie met 'n stok geslaan het. Toe maak die Here die donkie se mond oop en sê vir Biljam, die donkie sê vir Biljam, die donkie sê vir Biljam, wat het ek aan jou gedoen dat jy my nou 3 keer geslaan het? Die donkie sê vir Biljam. Biljam antwoord hom, wat het ook al was. Jou my vir die gek, as ek 'n swaard by my gehad het, was jy nou vrek. Biljam en die donkie is in gesprek. Die Here maak toe Biljam se oë oop, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met so 'n blote swaard in sy hand. Hier is ons ding, nee. Ons bid. En die Here organise, hy reël, hy verander, hy doen. Maar ons sien dit nie. Ons sien net die donkies. Ons sien die goed wat gebeur, wat ons voel nie in lyn is. Ek sal pad iewers heen en hierdie donkie keer my. En naderhand begin ons praat met die donkies. Wat glad nie sin maak. Die Here kan donkies gebruik om jou te keer. En dit help nie jy praat met jou man, met die donkie nie. Los die donkies
kom by die Here se plan uit. Kyk dit wat regtig sin maak, kom by die Here se plan uit. Die Here stuur dinge en hy rig dinge, hy manipuleer dinge, hy bring mense op die regte pad, hy laat jou op die regte oomblik die regte persoon ontmoet. Die Here hoor jou, en hy het 'n plan vir jou. Jy moet agterkom wat hy doen. Kus. Hou in die Bybel, kus. Sy donkies loop weg. Hy stuur sy seun om die donkies te loop soek. Hele lang storie, kom op die ouend by Samuel uit. En as gevolg van die donkies wat weggeraak het, salf Samuel vir Saul tot koning van Israel. Die Here kan enigiets gebruik op enige manier. Jy moet hom net vertrou. En jou ore oopmaak om te hoor wat hy sê. Die Here stuur en rig dinge soos hy wil. Maar hy hoor jou. Hy hoor elke woord wat jy sê. Moenie met jou donkies gesels of hulle slaan nie. Maak jou oop. Pas op. Dat jy nie so eng is en so jou plan het vir wat die oplossing in hierdie saak moet wees, dat jy nie kan sien wat die Here doen nie. Maak jou oop. Maak dit deel van jou gebed in jou lewe. Jy sê, Here, help my net om te sien, help my om perspektief te kry, help my om die groot prentjie te sien. Want ek weet, U hoor my, en ek weet, U reageer. Wat is wat Jesus sê? Wat jy wil vra, ek hoor, en ek gaan dit doen. Miskien nie op die manier wat jy wil hê, maar ek gaan dit doen, die beste wat vir jou gaan wees. Hou op, vaskyk teen die donkies wat loop lê. En soek die plan van die Here. So ek sê vanoggend vir jou, God hoor elke ding wat jy wil. Hy kan nee sê. Hy kan vir jou sê, nee, hierdie ding wat jy nou vra, is nonsens, dit is nie vir jou goed nie. Nee. Het gaan nie gebeur. Beteken nie dat jy geïgnoreer nie. Het jy geantwoord. Maar hy kan nee sê. Hy hoor elke woord wat jy bid. Hy stuur, reël, manipuleer, verander, draai dinge soos hy wil. Tot jou bes. Omdat hy jou lief het. Hy is God. Moeilikheid is gewaarborg hier op aarde. Moet jy weet. Moeilikheid is gewaarborg. Daar's altyd 'n genekery iewers. Altyd. Moenie gaan lê nie. Moenie klein kop trek nie. Vat vas. Jy het dit. Die Here gebruik mense en situasies. Hoe weet jy? Jy ry en skielik net voor jy daar is, slaat die lig as die ding werk geel. En nou het jy 'n keuse. Of jy slaan remme aan, of jy ry soos meeste van die ander is maar net oor en jy hoop daar's die ander wat ja. Hoe weet jy? Of daar nie 'n engel is wat hierdie robot verander het om jou te keer om vorentoe iets vas te hou. Jy weet nie. Jy weet nie. So baie van die frustrasies in die lewe kan ons by verbykom. As ons hierdie ding begin vat van die Here is in beheer van my lewe. Hy help my. Hy is lief vir my. Maar ons hoor wat hy sê. Ons moet doen wat hy sê. Nie so ons is so kortsigtig nie wat dit betref. Nou bid ons en sê, Here, ek is in die finansiële knyp. Ja, ek kan nie al hierdie goed gebetaal kry nie. En dit is in die Bybel, die Here vir jou gesê. Luister. Spreuke sê, hy wat van iemand leen, word sy slaaf. Nou het jy hierdie klomp geld en goed geleen, en nou kan jy nie alles betaal nie. Want jy nie geluister wat hy vir jou sê nie. Rente maak jou dood, bly daar weg. Nou word jy in die nag wakker, van iemand wat jou te nagekom het, iemand wat jou ingeloop het. En jy het hierdie kruwel, jy het hierdie wroging in jou hart, en jy is ontsteld, en dit is nie vir jou lekker nie, want jy het hierdie bitternis, bitterheid in jou hart. Weet jy wat? Daai ou, teenoor wie jy so onvergifnis het en bitterheid het,
Hy lê heerlik en snork en winde. Hy gaan net aan met sy lewe. Jy is die een wat nou sit met maagsere en moet rennies drink in die middel van die nag net om te kan slaap. Hoe stupid is dit? Jou onvergifnis raak net jou. Maar kom jy daaroor nie? Die Here gebruik mense in situasies. Hy gebruik omstandighede. Hy kan die weer gebruik. Hy kan enigiets gebruik. Wat jy moet weet is, die Here hoor jou as jy bid. Want hy is lief vir jou. Jy is sy seun, jy is sy dogter, hy hoor jou. Maar dan moet jy hom vertrou dat hy weet wat hy doen. Gryp jou geleenthede. Die Here gaan vir jou geleenthede wys. As jy 'n behoefte het, jy bid daaroor, gaan die Here vir jou geleenthede wys om iets te doen daar. Geld val nie in die hemel uit. Dis my pa dit baie vir my sê. Geld val nie in die hemel uit. Jy groei ook nie aan 'n boom nie. Jy moet kan bring. Jy moet ietsiekie doen. Vra die Here vir 'n plan. Moenie hom vra vir geld nie. Vra vir hom vir 'n plan. En dan maak jy die geld. Want dan word jy die koning, nie die slaaf nie. Dan is jy in beheer. Jy is die baas. Maak jou oop. Vra die Here. Maak jou oop. Los jou pity parties. Mense, hoop jouself jammer kry. Ons het almal moeilikheid. En as jy kom en jy vertel vir almal hierdie groot drama, moeilikheid, nag wat jy het, man, jy stoot mense net van jou af weg. Kom oor dit. Kom oor dit. Sakkie dan. Kom, wees net 'n man. Staan net op en lewe, man. En as jy aanhou kerm en dit is by my skouer en ek kan nie, kom uit oor dit. Ek het die broek aangehad in die week het ek agtergekom. Ek het golf gespeel met hom. Lekker. Met 'n arm wat sat was, wat nou weet. Kyk, hy knak en hy kraak en hy maak snaaks en goed. Maar ek kan alles doen wat ek moet doen. Het is in jou hande. Die Here hoor jou as jy bid. En hy doen iets daaraan. Nie jou donkie slaan nie. Nie eens met jy goed praat nie. Maak jou oë en kyk wat die Here se plan is. En doen dit. So ek lees vir jou hierdie skrif weer. Matteus 21 vers 22. Alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Johannes 14 vers 14. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Here hoor jou. Maak jou oë. Besluit van jou kant af. Jy gaan nie 'n slagoffer wees nie. Jy gaan 'n oorwinnaar wees. Jy gaan daai ding in jou lewe vat. Maak nie saak wat dit is nie. Jy gaan by ons strategie en plan kry en jy gaan dit wen. Want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En as dit swaar is, dan byt jy maar net vas. En jy gaan aan. Want die Here hoor jou as jy bid. Kom ons maak ons bid. Heilige Gees, ek vra dat U ons sal kom wys. Maak ons oë en ons ore oop, help ons om U hand te sien, help ons om Here bewus te raak van die engel meer as van die donkie. Dankie Here dat U ons lief het en dankie dat U die een is wat sê U hoor as ons vra. Ons sal vanoggend voor U kom staan en sê Here, ons vertrou U. U weet die beste. As ons iets vra wat simpel is, ignoreer dit. As ons iets vra wat vir ons negatief is, Here, moenie dit doen nie. Gee ons insig, gee ons wysheid, gee ons onderskeiding. En dankie Here, dankie dat U die een is wat ons lewens stuur en rig, wat goddelike geleenthede in ons lewens bewerkstellig. Goddelike ontmoetings. Dankie Here. Dankie dat die planne vir ons goeie planne is, om ons die kop te maak en nie die stert nie. Kom help ons. Help ons Here. Dankie
dankie vir die voorreg van lewe. Dat ons vanoggend kan sê, maak nie saak wat gebeur nie. U sit op die troon. En U sê, U sal ons nie los nie. Dankie, Here.